In the stillness, your voice calls out. Who do you say that I am? A gentle, loving invitation. In sacred moments, you weave through my life, a light breaking through the fog, igniting my heart. Each struggle and triumph, a tender embrace. In whispers of pain, I sense your grace. You guide me to carry my cross, to ascend. In losing my life, I discover you, Jesus, my friend. You reveal my worth deep within my soul. In your presence, I find I am whole. And here I linger, where truth intertwines. You are Jesus, Son of God, my companion, forever divine. Kom ons lees vandag se skrifgedeelte saam. Pilatus gaan toe weer in die goewerneur se paleis en roep Jesus en sê vir hom: "Is u die koning van die Jode?" Jesus antwoord hom: "Sê u dit uit u self, of het ander u dit van my gesê?" Pilatus antwoord: "Is ek dan 'n Jood? U volk en die owerpriesters het u aan my oorgelewer. Wat het u gedoen?" Jesus antwoord: "My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." Pilatus sê toe vir hom: "Is hy dan tog 'n koning?" Jesus antwoord: "U sê dat ek 'n koning is. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem." Wat is jou prentjie van God? En my gevoel is, ons moet mooi daaroor dink, want dit bepaal alles in ons lewens. Ons diep verstaan van sy karakter vorm elke aspek van ons geloof en lewe. Baie probleme of struikelblokke in ons lewens spruit uit hierdie verwronge beeld wat ons van God het. Ook wanneer ek nader aan die ware beeld van God beweeg my lewe ook nader aan 'n lewe wat meer sin maak. My gedragspatrone word uit hierdie siening beïnvloed. My keuses word gemaak uit hoe ek hierdie prentjie sien. Wanneer ek bekommernisse, teleurstellings en hartseer beleef, het dit iets te doen met hoe ek God sien, of hoe ek God in my storie en omstandighede sien. Hoe ek met my lyding omgaan, het te doen met hierdie prentjie. My voortdurende pogings om sukses te behaal, my oorvol dae, 'n oorlaaide dagboek, my begeerte na mag en status, se beginpunt is hierdie prentjie. Die manier waarop ons leef word diep beïnvloed deur ons prentjie van God. En daarom moet my prentjie van God krities ondersoek word. Daar's 'n verband tussen my gedrewe of passiewe, my doelbewuste of doellose leefstyl en my siening van God. 'n Vriend gee sy reaksie toe hierdie vraag aan hom gestel is vanaf 'n mentor en hy sê: "Vir die eerste keer in my lewe het ek doelbewus nagedink oor my beeld van God. Ek het gevoel ek moet God sy genade verdien. Ja, ek het geglo ek moes sy goedkeuring wen. Ek gedink God sou sy seëning onttrek as ek nie goed reg kry nie. En stadig maar seker het dit my getref dat ek God begin sien as 'n passiewe toeskouer, iemand wat op die balkon van my lewe sit en net sy applaus gee as ek goed genoeg presteer. Ek het ontdek dat 'n verwronge prentjie van God 'n verwronge manier van lewe tot gevolg gehad het. En sy woorde het my laat dink, wat is my prentjie? Wat is my storie? En wat is my gevolg? Het my groot word beeld van God nie nog steeds 'n groot invloed op my lewe nie? In vandag se skrifgedeelte reis ons met die vraag wat Jesus vra, sê u dit uit uself of het ander
dit van my gesê? En ons kyk na 3 dele wat ons prentjies van God grootliks beïnvloed. Die eerste een, wat ons hoor. Jesus antwoord hom en sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? En hierdie vraag konfronteer ons met 'n keuse. Ken ons Jesus werklik, persoonlik, of leef ons op 'n tweedehandse geloof gebaseer op wat ander van ons gesê het, of ander van hom gesê het, en hoe hy werk? Elkeen van ons het 'n beeld van God in ons harte en in ons gedagtes. En hierdie beeld word oor die jare gevorm, baie keer deur ander mense, veral as ons in ons vormingsjare is. Ouer figure het 'n invloed, ouers, onderwysers, mentors, kerkleiers, en die kultuur en omstandighede rondom ons vorm ons. Ons leen ons ore uit en die prentjies van ons lewe vorm ons prentjies van God. Ek dink terug aan die COVID grendeltyd. Elkeen wat 'n selfoon en internet gehad het, 'n videoetjie gemaak oor iets wat God sê, of iets wat God doen, of iets wat God nou gaan doen. En dan kort dan kom daar 'n boodskap deur wat sê, gee jou opinie oor dit, of wat sê jy van dit, of kan hierdie waar wees? En daar het ons gesien hoe vinnig ons beïnvloed word deur die verskillende opinies en verskillende stemme wat rondom ons lewens is. In Markus 8 vra Jesus vir sy disippels 'n soortgelyke vraag. Hy sê, wie sê die mense is ek? Wat is die stories wat julle hoor? Wat is die eksterne prentjies wat vir julle gegee word? Wat sê die ander mense, dalk mense naby aan julle, van my en wie ek is? En dan het hulle dadelik antwoorde. Hulle sê Johannes die Doper, Elia, 'n profeet. Miskien was daar byvoegings. My ma sê, die tannie langs aan ons sê, en miskien 'n vraag wat daarop kon volg, en stem julle saam? En hoe beïnvloed dit julle? In daardie tyd, en dis hoekom Jesus die vraag vra, was daar baie gerugte oor wie Jesus was. 'n Profeet, 'n wonderwerker, dalk 'n bedreiging vir die godsdienstleiers. Hulle antwoord dalk dit so, omdat hulle self daaroor wonder, self daaroor dink. En Jesus werk nie altyd soos wat hulle dink hy moet nie. Net so vra Jesus vir Pilatus in Johannes 18. Sê u dit uit uself, of het ander u dit van my gesê? Pilatus se idee van Jesus is beïnvloed deur die Joodse leiers en die Romeinse politiek. Hy is amper blind, of dit is 'n dowwe beeld wat hy sien. Hy sien Jesus as 'n moontlike revolusionêr, 'n probleem wat opgelos moet word. En so is dit ook met ons. Ons hoor baie dinge oor Jesus. Sommige mense sê hy was 'n goeie morele leermeester. Ons kan baie by Jesus leer, val as dan die bergpredikasie toe gaan. Er is soveel wysheid wat daar lê. Anders sê hy was 'n revolusionêr of net 'n inspirerende figuur. Hy het die wêreld om hom geskit en iets vir ons gelos van hoe ons moet opstaan vir geregtigheid. Baie mense leef met 'n oorgeerfde geloof, 'n idee van Jesus wat deur familie, kultuur of tradisie oorgedra is. Maar Jesus se vraag aan Pilatus en sy disippels bly steeds: is dit wat jy self glo, of is dit net iets wat jy gehoor het? En as jy vandag stil staan by jou godsbeeld, waar lê jou oorsprong? En hoe is dit gevorm? Glo jy en leef jy met hierdie prentjie omdat jy dit self ontdek en beleef het? Of het jy dit iewers en by iemand gekry? Is dit 'n tweedehandse weergawe waarmee jy leef? En ek dink baie keer as ek aan hierdie vraag dink ek aan die doop. Wanneer ons mense doop op grond van hulle verhouding met Jesus, dan sal ons sê, ons doop jou op grond van jou eie belydenis. Op grond van jou eie belydenis. En is hierdie prentjie op grond van jou eie belydenis, of op die belydenis van iemand anders? Iemand het eendag gesê, geloof
word eers werklik wanneer dit jou eie is. Dit is nie genoeg om net Jesus te ken deur ander mense se opinies nie. Jy moet self antwoord wie hy vir jou is. En dan, wat ons dink dit moet wees. Hy sê vir Pilatus, sê u dit uit u self. Wie sê julle is ek? Vra Jesus vir sy disippels. Jesus se vraag in Markus 8, wie sê julle is ek, is een van die belangrikste vrae wat enige persoon moet beantwoord. Dit wys dikwels daarop dat hierdie vraag nie net oor die teologiese korrektheid gaan nie, maar oor 'n persoonlike besluit wat 'n mens se hele lewe vorm. Ook ons eie idees en persepsies vorm ons prentjie. Hou van die woorde van Dallas Willard wat sê ons leef op die genade van ons eie idees. Markus 8 antwoord Petrus, u is die Christus. Hy sê die regte ding, maar Jesus moes hom steeds reghelp oor wat dit beteken. Partykeer sê ons kop een ding en ons hart 'n hele ander ding. Vir die disippels en die Jode van daardie tyd was die Messias 'n politieke bevryder. Iemand wat sou kom om die Romeine te oorwin en 'n nuwe koninkryk te vestig. Ek wonder is dit nie die rede hoekom Judas hom verraai het nie, want hy het nie gemaak soos wat hy gedink het dit gaan wees nie. Simon die Zeloot, wat deel is van die geselskap van Jesus, wat bekend staan vir oorlog en vir weerstand bied en vir veg. Wonder dalk oor hoekom Jesus dit nie doen soos wat hy dink het moet gedoen word nie. Dan beskryf Jesus sy koninkryk en dan sê hy onmiddellik daarna dat hy gaan ly en sterf. En dit pas nie by hulle idee van die Messias nie. Ons het ook ons eie idees van wie Jesus moet wees. Ons wil dalk 'n Jesus hê wat ons omstandighede regmaak, eerder as een wat ons harte transformeer. Ons wil 'n Jesus hê wat ons vyande oorwin, eerder as een wat ons leer om hulle lief te hê. Ons wil 'n Jesus hê wat ons sukses en seën gee, eerder as een wat sê, neem jou kruis op en volg my. Wanneer ons Jesus probeer inpas by ons eie verwagtinge en idees, kan ons die ware Jesus mis. Wanneer ons beeld van God verdraai word, trek die negatiewe gevolge deur ons hele lewe. Dink net aan 'n paar algemene sienings van God en hulle gevolge. Die wat God as 'n onpersoonlike krag sien, ervaar 'n koue en vaar verhouding met hom. Die wat God as 'n hemelse tiran beskou, geneig om almal te straf wat sy wette oortree. Geselde hulle self met blydskap oor aan sy koninkryk. Dis hulle wat in die naam van God ander doodmaak, oorlog maak. Die wat God as 'n kliniese boekhouer sien, wat elke dag sonde en tekortkoming noukeurig opteken, is geneig om hulle innerlike worstelinge en teenstrydighede vir hom weg te steek. Ek wil nie hê dit moet in openbaar word nie, want hy gaan my straf. Die wat God as 'n goddelike soetgoedmasjien beskou, soos iemand eendag vir my gesê het, net bid en jy kry wat jy wil hê, eindig onvermydelik in teleurstelling. Want dit is nie hoe dit heeltyd werk nie. Die teenoorgestelde is ook waar. Wanneer ons idees en persoonlike ervaring in lyn kom met die ware beeld van God, word ons lewens diep beïnvloed met die waarheid. Het jy al ooit stil gebly? Ten spyte van die drang om jouself te verdedig, wanneer jy onregverdig behandel is. Het jy al ooit iemand vergewe, al het jy niks daaruit gekry nie, en is jou vergifnis as vanselfsprekend aanvaar? Het jy al ooit 'n opoffering gemaak sonder om enige dank of erkenning te ontvang, en selfs sonder om enige innerlike bevrediging daarvoor te kry? Het jy al ooit 'n besluit om iets te doen net ter wille van jou gewete, terwyl jy geweet het dat jy alleen verantwoordelikheid daarvoor sou dra en dat niemand dit kon verduidelik nie. Niemand eers dalk weet nie. Het jy al ooit probeer om iets net uit liefde vir God te doen, sonder enige gevoel van warmte of sekuriteit of sekerheid, toe dit soos 'n sprong in die donker gelyk het, heeltemal sinneloos?
Het jy al ooit goed gewees vir iemand sonder om enige dankbaarheid te verwag en sonder die gemaklike gevoel dat jy onselfsugtig was? Hoe jy God sien, het, gaan en bepaal nou jou optrede. Hierdie is skyn van iets wat God is en wat ek dink hy is. Ek begin soos hy maak en daarom moet ons baie seker wees oor hoe hierdie prentjies werklik lyk. En dan die derde ding, wat dit regtig is. Jesus antwoord, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my dienaars geveg het, dat ek nie aan die Jode oorgelewer word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie. Pilate sê vir hom, is hy dan tog 'n koning? En Jesus antwoord, u sê dat ek 'n koning is, hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek in die wêreld gekom, om van die waarheid te getuig. Die kern, of die mooi Engelse woord, die bottom line, van die Christelike geloof is die wonderbaarlike bewering dat God in die geskiedenis ingetree het, in die persoon van Jesus. In Jesus kom God naby en wys hy vir ons sy gesig. Die oneindige misterie is nie iets vaag of ondefinieerbaar nie, maar 'n persoonlike iemand. Luister na Paulus se selfversekerde uitroep oor Jesus in die middel van sy brief aan die Kolossense. Hy skryf, hy is die beeld van die onsigbare God, want in hom het die volheid van God besluit om te woon. As ons die prentjie van God duideliker wil kry, moet ons in die rigting van Jesus kyk. Deur sy woorde en dade, sy sterwe en opstanding, maak Jesus vir ons bekend hoe God werklik is. Jesus sê, as julle my sien, sien julle die Vader. Elke idee en aanname wat ons oor God het, moet gemeet word aan die persoon van Jesus. As dit weerspreek word deur dit wat ons van God deur Jesus leer ken het, moet ons dit laat gaan. Indien nie, kan dit veilig deel wees van ons prentjie oor God. Dis presies wat Johannes doen, wanneer hy sy beeld van God aan ons voorhou. In die openingsverse van sy eerste brief, herinner hy sy lesers daaraan dat hy vanuit die perspektief van 'n ooggetuie van Jesus skryf. It's eyewitness news. En dan sê hy, op hierdie basis kom hy 'n paar hoofstukke later en hy sê, God is liefde. Let op dat hy nie sê dat God liefde het nie, maar dat God liefde is. Dis die wese van wie die Heilige is, oorvloedig, opofferend en passievol liefhebbend. En omdat dit sy wesenlike aard is dit wat God altyd doen. Hy het jou lief en hy het my lief. Hierdie is my geliefde kind in wie ek welbehaag het. Ek hoor 'n storie van 'n predikant wat vertel, wat preek oor die verhaal oor die bruilofsmaal. En in die tema praat hy oor die dringendheid wat die gelykenis beklemtoon. En hy sê ons moet nou reageer. Ons moet nou optree, ons moet nou regmaak. Ons moet nou maak soos Jesus ons vra. Môre gaan dit te laat wees. In sy preek het 'n man opgestaan en die kerk uitgeloop. Die predikant het vermoed dat sy preek die man op een of ander manier ontstel het. Maar die volgende dag het die man hom gebel en gesê die rede waarom ek gister uit die kerk geloop het, was nie omdat ek nie van jou preek gehou het nie. Ek het gegaan omdat ek presies verstaan het wat jy gesê het. My broer en ek het 12 jaar gelede beklei en sedertdien nie weer met mekaar gepraat nie. Toe jy my uitwys hoe Jesus waarsku teen die uitstel om na die bruilofsmaal te gaan, het ek geweet as ek nie vandag optree nie, sal ek môre nie meer die moed hê nie. Ek het uit die kerk gestap, my broer dadelik gebel. Ons het gisteraand saam gesit, gesels en mekaar vergewe. Hoe lyk God? Kyk na iemand wat iemand anders vergewe, wat hy 12 jaar lank gehaat het of nie meer mee gepraat het nie. En jy sal weet hoe God lyk. Mees hartroerende teksvers vir my in die Bybel, 'n teksvers wat die transformerende krag en transformerende missie van God beskryf, is in 2 Korintiërs 3:18. Waar Paulus sê
ons word al hoe meer verander om in die beeld van Christus gelyk te word. Ons volg nie net Jesus om die beeld van God te sien nie. Ons volg Jesus om die beeld van God te word. Die prentjie van God word die prentjie van onsself. En verbeel jou wat alles moontlik is wanneer ons van hierdie perspektief uit kan lewe. 'n Klein dogtertjie wat 'n prentjie teken, is deur haar ma gevra, "Wat teken jy?" Sy het geantwoord, "'n prentjie van God." "Maar ons weet nie hoe God lyk nie," het haar ma gesê. "Wel," antwoord die kind, "as ek hiermee klaar is, dan sal jy weet hoe God lyk." As ons die dinge doen wat Jesus voorstel, sal ons ook 'n prentjie van God kan teken. En vandag die uitnodiging. Die uitnodiging is om na Christus te draai met al ons prentjies. Die beelde wat ons so diep gevorm het en toe te laat dat hy hierdie prente hervorm en herdefinieer soos dit bedoel is om te wees. Die lewende, aktief, liefdevolle teenwoordigheid van God deurdring alle dinge en elke ervaring. Die uitnodiging is om onsself te oefen, om bewus te wees van hierdie wonderlike werklikheid in elke oomblik. 'n Werklikheid wat sê, jy is my geliefde kind, wie my gelukkig maak. 'n Werklikheid wat sê, ek het na jou gekom, om jou te soek en te red. Dis wie Christus is. En dis hoe hy God voorstel. Om ons gedagtes gereeld te draai na Christus. Dis 'n oefenproses. Voortdurend dankbaar te bly en alles wat ons doen vir God te doen. Binne die gemeenskap of teenwoordigheid van God en God se familie, ons as kollektief saam, sal ons in staat wees om alles te word wat ons bedoel is om te wees. Woorde van Paulus, mag ons saam met al die heiliges begryp, besef, wakker word vir die realiteit van hierdie waarheid. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om U te ken. U te ken en U te ontdek, soos wat ons aangaan, dele van U te ontdek. Meer en meer prentjies van U te ontdek van wie U is. Maar ons weet, dit gebeur in gesprek en in teenwoordigheid met U. Ons bid soos wat ons saam met U is, dat U vir ons sal openbaar, dat U vir ons sal gee, veel meer, ver meer, as wat ons ooit kan dink of bid. En dat dit vir ons sal transformeer, om nie net te sien wie U is nie, maar te leef so asof U dit self doen. Dit bid ons in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen.